Goeiemôre, ek groet u. Dit is Sondag die 2 November, die ver van die einde van die jaar af nie, né? Sal jy asseblief dek vir nagmaal, dan gebruik ons dit na hierdie boodskap. Kom ons gesels oor die koninkryk van God en oor die evangelie. Ou Testament is daar nie verwysings na met die woorde die koninkryk van God spesifiek nie. Wanneer daar verwys word na God se koninkryk, verwys dit na Israel grootliks. Die Psalms vind ons verwysings na God se koninkryk, maar nie in dieselfde woorde nie. En in Daniël 2 vers 44 verwys dit na die God van die hemel wat 'n koninkryk sal verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Selfs sal dit vir ewig bestaan en ons weet dat dit verwys na die koninkryk van God. Dieselfde vind ons in Daniël 4 en in Daniël hoofstuk 7. In die Nuwe Testament egter vind ons in die Afrikaanse ou vertaling 69 verwysings na die koninkryk van God, die spesifieke woorde. Nou kom ons kyk wat beteken die koninkryk, Basileia, beteken is die heerskappy wat God in die harte van mense plaas wanneer hulle tot geloof aan Jesus Christus kom. Lukas 17 vers 20 sê, en toe hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En dan sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Daar is 'n verskil in die interpretasie hiervan. Die woord binne-in, entos in die Grieks, dit is in jou hart en nie iets van buite nie, volgens die Word Study Dictionary of the New Testament. Die Geneva Bible vertaal dit as, you look around for the Messiah as though he were absent, but he is amongst you and in the midst of you. Baie ou vertaling nie. Jules se kommentaar sê that the King Messiah was already come and was among them, and his kingdom was already set up, of which the miracles of Christ were a full proof. Dan sê Barnes, it means that the New Dispensation is even now among you. The Messiah has come, John the Baptist has ushered in the kingdom of God, and you are not to expect the appearance of the Messiah with great pomp and splendor, for he is now among you. Dan ten laaste, Matthew Henry sê, for the kingdom of God was among them. To those who could discern it, the king was there in their midst. The kingdom did not come in such a manner as to attract the attention of the world. Hierdie kommentaare klink baie goed en dit maak sin. Maar ek is seker of hulle korrek is nie. As ons kyk na Lukas 17 vers 21 en ons lees dit in konteks, dan dink ek dit moet geestelik vertolk word. Want Paulus skryf in Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So koninkryk met 'n troon in die hart van die mens, en daarop, daai troon sit koning Jesus. Ons lewens moet gevorm word deur die oorgawe van ons harte aan Jesus. Hy is daai kosbare hoeksteen. 1 Petrus 2 vers 6. Daarop staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat erop glo sal nooit beskaam word nie. Jesus is die evangelie plan van saligheid. Sy bepaling, sy verklaring, sy voorskrifte, sy beloftes, alles bevat daar. As ook 31 verwysings in die Nuwe Testament na die koninkryk van die hemele in die 4 evangelies alleen. God is gees, en die wat in hom glo is geestelike kinders, 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Nou kan ons die evangelie aan die koninkryk van God voeg. Nou wat beteken die woord evangelie? Ek gaan nie probeer om die Griekse woord uit te spreek nie, maar dit is afkomstig van 2 woorde. Die eerste een beteken om goeie nuus te bring, en die tweede een om aan te kondig of om te vertel. En Matteus 4 vers 23 sê Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer
en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Hierdie vind ons ook in Matteus 24 vers 14, Markus 1 vers 1 en Markus 1 vers 14. Daar is Bybelverklaarders wat reken dat die evangelie van die koninkryk van God, verwys na die onderhouding van die wet, met ander woorde verwys na die Ou Testament. Deur die Nuwe Testament vind ons verwysings na evangelie van genade van God, na Handelinge 20 vers 24, ons praat oor die evangelie van God, daar is 7 verwysings daarna, Romeine 1 vers 1 begin dit mee, gaan so deur Tessalonisense en Petrus, evangelie van sy seun Christus, Romeine 1 vers 9, evangelie van Christus, Romeine 1 vers 16, plus nog 7 ander, en my evangelie volgens Paulus, Romeine 2 vers 16, plus nog 2 ander, en dan die laaste een, die ewige evangelie, in Openbaring 14 vers 6. Nou die Bybelverklaarders wat sê die evangelie van die koninkryk is lering oor die wet, sê dat al die ander verwysings hierbo genoem is leringe oor die genade van God en Jesus. Dit is so, is in die Nuwe Testament, maar ek reken die verwysings na evangelies is hierbo genoem, in alle gevalle verwys na die geestelike koninkryk en wat sy troon in die hart van 'n mens het en waar die koning Jesus op sit. Wat ons het gesien in Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Die kerk is gebore op Pinksterdag en so glo ek as die evangelie, die verkondiging vir die evangelie is gebore op hierdie dag toe Jezus in die sinagoge gaan sit het, en dit is vervat in Lukas 4 vanaf vers 17. Sy die boek profeet Jesaja is al oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, het hy die plek waar geskrywe is, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van die hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van die gesig, om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En dan sê in vers 21 van Lukas 4, toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Dis waarom ek sê, dit is die dag van die geboorte van die evangelie, die ewige evangelie van Jesus Christus. Tot en met na die dag was die evangelie nie bekend nie. Ek dink nie die woord evangelie was bekend nie. Dit was 'n geheim, sedert die begin van tyd, Kolossense 1 vers 26, naamlik die verborgenheid wat van die eeu uit geslagte verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan die God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Christus onder julle, Engels sê Christ in you, en jy onthou wat ons gesê het in Lukas 17 vers 21, die koninkryk van God is binne in julle. Die evangelie is die goeie nuus, en dit moet vertel word, dit moet verkondig word. Dit is wat Jesus gedoen het, en daarom het hy gesê, hy is gesalf om dit te kan doen, om die evangelie aan die armes te bring, om wat verbrysel van hart is te genees, om gevangenes vrylating te verkondig, blindes herstel van gesig, en om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur. Laat ons net terugkeer na die armes. Hy sê die armes, die evangelie in die armes te bring. Armes hier beteken nie mense wat sonder geld is nie. Dit beteken mense wat gering voel, mense wat nederig is. En Matteus 5 vers 3 verwys na arm van gees. Dis hulle wat bewus is van hulle geestelike hulpeloosheid. Regte Jesus se bediening sien ons, dit is waarvoor hy gesalfd was. Hy het die evangelie verkondig met alles daarmee gepaard gaan. Toe verlaat hy hierdie wêreld. En hy gee die verantwoordelikheid en die autoriteit aan sy disippels oor en aan ons. Matteus 16 vers 15 sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,
Slange sal hulle opneem as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. God, sy woord, Jesus, evangelie en sy voornemens wat dit betref, kan en sal nooit verander nie. Enige iemand kan kies om dit nie te glo nie, om dit nie te aanvaar nie, om dit nie te onderhou nie, maar niemand kan dit verander nie. Mense kan God en sy woord ignoreer, hulle kan lewe net soos hulle wil, en hulle kan hoop, alles sal vir hulle uitwerk, maar dit sal nie gebeur nie. God is heilig, en hy kan nie lieg nie. Hy verwag van sy kinders om gehoorsaam te wees. Die wêreld moet die evangelie hoor, dat hulle dit verstaan, wat hulle moet gereed maak vir daardie dag. Doen ons wat ons opgedra is om dit om te doen. Is ons seker daarvan? Hoeveel siele wen ons vir Jesus? Hoeveel mense bring ons by die koninkryk van God uit? En hoeveel mense verkondig ons hierdie evangelie? Beantwoord daai vraag by jouself tussen u en die Here en maak die saak reg. Ek sluit hiermee en kom ons gaan nou aan sit aan die nagmaaltafel. Ek gaan vir ons lees uit Hebreërs 10 vers 8. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Christus Jesus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Deur sy liggaam, deur sy bloed. Kom ons gaan daarvoor gebruik, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat U Jesus gestuur het vir ons. Ons dankie Here vir dit wat hy op Golgotha gedoen het. Dankie vir sy bloed, dankie vir die wonde in sy liggaam. Dankie vir dit wat ons kan meemaak, wat ons kan oorneem, oorerf in ons in geloof aanvaar. Ons eer U daarvoor. En dankie vir die groot werk wat U gedoen het. En ons sien uit in die dag, wanneer ons hierdie dag wel saam met U gaan gebruik, Here Jesus, in die hemele, in die koninkryk van ons God. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons neem van die brood en ons eet daarvan tot sy gedagtenis. Kom ons gebruik dit. Here, ons loof U, ons prys U. Ons eer U, Vader. Na die ete het hy gesê, dit is my bloed in hierdie beker. Drink daaruit tot my gedagtenis. Dit is my bloed in die nuwe verbond. Dankie Here daarvoor. Prys sy naam, kom ons daarvoor. Dankie Here Jesus. Baie dankie. Baie dankie. Ons eer U, ons bring al aan U. Jesus naam. Baie dankie dat U saam met my was. Mag die Here U ryklik seën. Amen.